doen vir u die foto uit Jesaja 55 vers 1. Kom almal wat dors is, kom na die water toe. Selfs ook die wat nie geld het nie. Kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal. Wyn en melk. Amen. Daarom geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Ek wil graag hê dat ons vanmôre saam lees uit Psalm 1. Die Here lei die regverdiges, maar ook uit 1 Johannes hoofstuk 5. En so ongeveer op bladsy 20, 1 Johannes 5 vanaf die 6de tot die 13de vers. Psalm 1 staan hierdie bekende woorde. Dit gaan goed met die mens, wat nie die raad van die goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind. Die dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddeloses nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uit mekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie. En sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. En dan 1 Johannes hoofstuk 5 vanaf die 6de vers, die getuienis oor Jesus Christus. Die een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus. Nie net deur die water nie, maar deur die water en die bloed. Die Gees is die getuie daarvan en die Gees is die waarheid. Daar is dus 3 wat getuig, die Gees, die water en die bloed. En die 3 se getuienis stem ooreen. Ons aanvaar mense se getuienis, hoeveel te meer die getuienis van God. Want dit is God wat getuig en die getuienis handel oor sy seun. Wie in die seun van God glo, besit die getuienis in sy hart. Wie God nie glo nie, maak hom tot leuenaar, omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy seun gelewer het. En die getuienis behels dit. God het ons die ewige lewe gegee, en die lewe is deur sy seun. Wie die seun het die lewe. Wie nie die seun van God het nie, het ook nie die lewe. Hierdie brief skryf ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die seun van God glo. Tot sover hierdie 2 gedeeltes uit die woord van die Here. Weet jy die omgewing waarin ons leef? Die aarde wat ons bewoon, staan nie los van ons verhouding met die Here nie. Ons is aangestel, en ek sal nog weer heel wat daarna verwys vanmôre, as rentmeesters van God se aarde. Kyk wat staan in Psalm 24 vers 1. Die aarde en wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Maar ons maak of dit ons is. Dit is nie. Dit is die Here se. Die vraag is, wat het ons met hierdie volmaak geskaapte aarde gemaak? Is ons besig om dit te bewerk soos wat God vir ons gevra het? Om dit op te pas soos God dit bedoel het? Is ons dalk besig
om onverskillig dit te verwaarloos en te verwoes. Ek is oortuig daarvan dat God van u en my sal rekenskap eis van wat ons met sy wonderlike skepping gemaak het. Die vrou is vanoggend saam met my Bredasdorp toe. Wat sien ons alles langs pad? Net so 'n reuse groot skilpad. Patricies, tarantale, wildskokke, volstruis, springbokke, wonderlike gediertes en natuurlik bloukraanvoëls en val. Wonderlike skepping van ons. Weet jy, in my laaste jaar op kweekskool, en ek het nie besef dit so lank gelede nie, maar moes ek 'n klein skripsie skryf vir my lisensiaat in teologie die laaste jaar. Dit is jou waarlik nou al 48 jaar gelede. Maar nou, die onderwerp was etiek en ekologie. Nou as ek 'n bietjie trots daarop van 48 jaar gelede was ekologie nog nie so bekende woord soos wat dit vandag is en oral vir ons aangebied word. Nog 'n bietjie 'n nuwe studieveld. Etiek, weet jy, beteken om te weet wat reg en wat verkeerd is. En ekologie beteken die natuurbalans. Onder andere die gevaar van die verwoesting van die aarde wat natuurlik gepaard gaan met besoedeling ensovoorts. Die groot wekroep vir hierdie beweging is al 'n klompie jare terug gelê deur Rachel Carson. Sy het in 1962 'n boek geskryf met die naam van Silent Spring. En dit het baie mense laat wakker skrik dat ons hierdie aarde waarop ons woon beter moet beheer. Ons moet hom oppas. Anders gaan ons verloor. Ek het destyds in die skripsie uit 'n gedig van die bekende digter D.J. Opperman aangehaal en nou wil ek dit ook vanmôre gou weer vir u lees. D.J. Opperman skryf: Na tuine van die nag, waar die neonligte blom, hoe die vrees as die rekenmeester kom, hoe sal ons kan verantwoord en verslag gee van sy eiendom? Jy sien, die ene is aangestel as rentmeesters van God. Ons moet help waak oor sy skepping. In Psalm 1 vers 3 het ons vanmôre gehoor, hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog. Jy sien, dit is hoe 'n gesonde aarde lyk. Waterstrome wat 'n boom laat bot en vrugte dra. Op Swellendam en oral in die wêreld. In 1 Johannes 5 word geskryf oor 3 wat dan getuig. En die 3 is die water, die bloed en die gees. Nie so moeilik om te verstaan nie. Die water verwys na die dag van die Here Jesus se dood. En die bloed verwys na die dag van sy kruisdood. En die gees is die Heilige Gees. Die gees van die waarheid. Die gees van Pinkster, wat in elkeen gelowige se hart woon. En dan in 1 Johannes 5 vers 13 is die slotsom van hierdie getuienis, dat daar staan, hierdie brief skryf ek vir julle, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Het jy ook al gewonder, wat is die geheim van die lewe? Al word ongelooflik baie boeke daaroor geskryf, maar die mense kan verskriklike klomp snert kwyt raak. Hoe kan ek op hierdie aarde gelukkig leef en sterf? Is daar iewers 'n ewige jeug te vind? Sou daar 'n manier wees om die dood self te ontkom? Ag, u sal baie rate
en medisyne skry om daarmee te help, maar jy moet net nie noodwendig in dit gaan werk. Daarteenoor is water natuurlik ook iets van die geheim van die lewe self. Sonder water nie lewe moontlik. U en my liggaam bestaan uit 75% water. Sonder water verdroog alles, weet ons dit nie nou, in hierdie droogte tyd wat ons in die Suid-Kaap ook beleef. Psalm 1 wys ons terecht daarop dat 'n boom wat by waterstrome geplant is, sy blare verdor nie. Water, soos u weet, is noodsaaklik om mense en dinge skoon te hou, maar ook aan die lewe te hou. Ja, ons doop ons kinders met water, om daarmee te sê dat ons sondes deur die bloed van Jesus afgewas is. As water dan so belangrik is dit ontstellend om te hoor hoe skaars dit eintlik in 'n land soos Suid-Afrika is. Trouwens, wetenskaplikes het eintlik al jare tevore gewaarsku daar kom 'n waternood in Suid-Afrika. Kyk jy die nuus, sien nie wat gaan aan in Durban, in Johannesburg, in Pretoria. Goed, baie daarvan is ook swak administrasie, maar as daar te min water is, het ons moeilikheid, soos het hier, by ons. En dan is daar natuurlijk die hele probleem van waterbesoedeling. Akelige siektes soos malaria, cholera, bilharzia, maagkoors word onder andere deur besoedelde water veroorsaak en lei tot baie mense se dood. Trouwens, miljoene kinders sterf elke jaar in die wêreld as gevolg van besoedelde water. Ook in Suid-Afrika is daar steeds miljoene mense wat nie toegang het tot skoon, veilige water. En soos ek gesê het, baie van ons stede en ook ons hier in die Suid-Kaap het 'n waterkrisis. Sien jy die probleem? Ons kan die twee dinge by mekaar uitbring. Vuil water is 'n teken van 'n siek samelewing van mense wat nie God se skepping bewaar en oppas. Dit beteken dat ek 'n roeping het om as Christene ons omgewing te help skoon. Ja, hier is dan al moeg vir die woord groen, maar dit is so. Ons moet begin groen leef. Ek het nou weer daar verby gery waar hulle die nuwe 465 torens bou om krag op 'n veiliger manier as steenkool of olie op te wek. Ons moet verantwoordelike Christene wees. Mense wat regtig aan Jesus behoort, sal sy skepping help oppas. Die vraag wat ons nou vanmôre sou vra is, waar in so 'n besoedelde wêreld kan 'n mens die fontein van die lewende water vind? En dan is ons teksgedeelte in Johannes 5 ook op soek na antwoord op die vraag. 3 getuies word ingegee. Eerstens die water. Die water is die reinigingswater van die doop. Tweedens die bloed. Dit is die sterwensbloed van Jesus aan die kruis. Derdens, die getuie is die Heilige Gees. Die Gees van die waarheid. Die Gees van insig. By hom is oplossings vir al ons lewensvrae vir lewe en dood. Die gevolgtrekking waartoe hierdie gedeelte kom is dat al 3 getuienisse met mekaar ooreenstem op een punt. Al 3 wys vir ons na Jesus. Jesus is met die water in die Jordaan gedoop. Jesus se bloed het op Golgotha gevloei. Jesus se werk op aarde vind plaas deur die krag van die Heilige Gees. En daarom is die ware lewe nie in water te vind nie, hoe kosbaar dit ook al is, maar is die lewe alleen deur die Seun van God te vind. Alleen mense wat in die Seun glo, het die lewe.
Nie net die lewe nie, maar inderdaad ook die ewige lewe. Jesus som dit mooi op as in Johannes 4 vers 13 en 14 sê, elkeen wat hierdie fontein water drink, sal weer dors kry, maar wie van die water drink wat ek hom gee, sal in alle ewigheid nooit weer dors kry. Nie die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met die water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Kom myself nou vir 'n oomblik in die rede val. Ons is baie goed bevriend met 'n dosent van Stellenbosch, professor Matilda Burger. En sy het nou die afgelope paar jaar die ongelooflike taak op haar geneem om die hele Suid-Afrika deur te toer en te kyk waar en wat die name is van al wat 'n fontein wat in Suid-Afrika is. Dit moet heel wat duisende fonteine wees. Die boek sal eersdaags vrygestel word. Maar dit is juist die punt. Die fonteine moet vir ons die teken wees van water waarvan ons leef, maar ook die fontein waarvan Jesus hier praat, wat ons die ewige lewe gee. Ek het net nou gevra of u ook al gewonder het, wat is die geheim van die lewe? Wel, hier is het baie duidelik. Die geheim is bekend. Die geheim van die lewe is geloof in Jesus Christus. Vir ongelowiges mag dit dalk nie sin maak nie. Daarom mis hulle die lewe en is hulle juis van die mense wat maklik God se skepping sal verwoes. Want is nie vir hulle belangrik nie. Hulle is soos Psalm 1 sê, soos kaf wat deur die wind uit mekaar gewaai word. Vir hulle gaan die lewe gou om sonder onsin te maak. Vir ons egter, wat die geheim van die lewe ken, is dit totaal anders. Vir ons maak dit al die verskil. En daarom kan ons ook in die wêreld 'n verskil gaan maak. Soos Jakobus aan ons dit uitspel, dade kan alles verander. Kan mense in u dade sien, byvoorbeeld, dat u God se skepping help bewaar? Sulke mense wat in Jesus die geheim van die lewe ontdek het, sê Psalm 1 is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is. Hulle dra op die regte tyd gesonde vrug. Dit is juis wat goeie dade is, gesonde vrug. In Openbaring 22 staan dat die boom van die lewe 12 keer per jaar vrugte dra. Dis 'n besondere boom. En die blare van die boom bring genesing vir 'n siek en 'n besoedelde wêreld. Die en ek as verlostes word dus gevra om soos bome by waterstrome te wees. Die res van die wêreld moet in ons lewens en in ons vrugte kan sien waar die fontein van die ware lewe te vind is. Hulle moet Jesus deur ons ontdek en so ook die leer om die aarde te waardeer en op te pas. So sal hulle ook kan drink uit die fontein en die water van die lewe vind. Hoe lyk die lewensvrugte vanmôre hier op Swartland? Hier waar ons nou die 1 Februarie getref het en die eerste maand van 2026 lê agter ons. Wat gaan nie met die oorige 11 maande van hierdie jaar maak? Gaan nie drink uit die fontein van die lewe? Is die lewe geanker in Jesus Christus? Of ploeter u nog soms soos die wêreld daar buite rond in besoedelde water? Is dit nie afgryslik hoe hulle soms wys hoe die slyk in die strate loop tussen die huise deur? Weet, dan is dit nou tyd om die besoedeling te laat afwas deur die bloed van Jesus Christus. Dan is dit nou die tyd om die Heilige Gees toe te laat, om beheer oor te neem oor die lewe, sodat al meer gelowiges die verskil kan maak in hierdie wêreld.
Mag U Jesus Christus, die bron van die lewe, verder hierdie jaar waarlik weer beter leer ken. Mag dit U lei om ook in die natuur om te kan ontmoet, sodat ons sy skepping sal waardeer en oppas, nie sal vernietig. Dat ons, soos God vra, goeie rentmeesters van hom sal wees in die wêreld. Amen. Kom ons bid weer saam. Onse wonderlike Hemelse Vader, die rustigheid van hierdie môre het ons in die huis by mekaar gekom om te kom hoor wat U uit U woord vir ons wil sê. U het U verhaal vir ons twee dinge gesê. Die geheim van die lewe is om uit die fontein van die lewe van Jesus Christus te kan drink en die ewige lewe te kan opdrink. Maar daar is ook baie fonteine en water in ons land. En U gee aan ons die opdrag, Here, om ook dit veilig te bewaar. Sodat ons nie hierdie wêreld wat U aan ons toevertrou het, sal besoedel nie, maar dat ons goeie rentmeesters van U wêreld sal wees. Gee vir ons die genade daar. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here is voor U om die pad gelyk te maak. Die Here is langs U om U in sy arms toe te vou. Die Here is agter U om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder U om U te dra as U mag val. Die Here is rondom U om U te beskerm. Die Here is bokant U om U te seën. Die Here is binne U om U te lei met sy Heilige Gees. Amen.